paar weke gelede toe Barend vir my sê, dit is so oop Sondag, waar daar nie 'n reeks is nie, of ek of Johan graag die woord sal wil bring. Toe ervaar ek onmiddellik in my gees, die Here sê vir my water. En nou dink ek, miskien is dit omdat ons in Parys bly, ons dink aan water. Maar ek het so sterk ervaar in die Heilige Gees en dit water, gaan soek in die woord water. Al die skrifte wat jy kan kry oor water. En ons sal eintlik 'n reeks moet maak, as ons oor al daai skrifte gaan gesels. Maar ek wil vanoggend dit wat die Here op my hart gelê het oor water met julle deel. Die eerste ding wat ek net, die gedagte wat ek ook gebid het, is, die Heilige Gees word keer op keer in die woord vergelyk met water. En ek dink baie keer is ons so vas in 'n groef, vas in gemak, vas in 'n tradisie, dat ons nie eintlik wil die Heilige Gees toelaat om met ons te praat en met ons te doen wat hy met ons wil doen. Ons is amper versigtig. Weet, ons is gemaklik om te sê dat die Vader met ons praat, dat Jesus met ons praat, maar die Heilige Gees vir ons so 'n bietjie versigtig. Ons weet nie presies wat kan kom nie. Maar vanoggend wil ek vir jou sê, ontspan en laat die Heilige Gees as persoon, hy's gentle en hy wil met ons elkeen deel, hy ken jou. En die Gees van die Here, die woord sê, woon in ons. Ontspan en ontvang die woord, dat die Heilige Gees met jou werk. Die Heilige Gees gaan 'n goeie werk in jou doen. Die woord sê dat hy wil daai goeie werk wat hy in ons begin, voleindig tot die dag wat Jesus Christus kom. So ons gaan ons Bybels oopmaak, ek hoop julle Bybels by julle of julle apps of wat ook al julle het, maar kom ons lees bietjie saam. En die twee hoofgedagtes gaan ons uit Johannes uitkry, Johannes 4 en Johannes 7. En as ons gaan kyk na water in die woord, dan word daar herhaaldelik gepraat van water uit 'n put uit of 'n fontein, en dan word gepraat oor water uit riviere uit. En beide wil ek hê ons moet so aanraak. Ek wil veral stil staan by 'n put, maar die riviere is net so belangrik. Dit is eintlik, dit maak mense opgewonde oor wat die Here vir ons wil sê oor water. Nou, blaai na Johannes 4 toe. Dit is 'n gedeelte waar Jesus, hulle het ver gereis, en vanaf vers 1, as ons daar gaan lees, staan daar, toe Jesus verneem dat die Fariseërs gehoor het, hy werf en doop meer disippels as Johannes, hoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disippels het hy Judea verlaat en weer na Galilea vertrek. Hy moes egter deur Samaria gaan. So hulle het te voet gereis, of met donkies gereis, kamele, maar dit, as jy nou daai wêreld indink, jy kan dors raak, nee? Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sichar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Dit is waar die fontein van Jakob was. Hulle praat in die Engels ook van 'n well, a fountain of a well. Uitgeput van die reis het Jesus net daar by die fontein gaan sit. Dit was ongeveer die 6de uur. Daar kom toe 'n vrou uit Samaria om water te skep, en Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink. Sy disippels was reeds weg dorp toe om kos te koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe is dit moontlik dat u, wat 'n Jood is, vir my, 'n Samaritaanse vrou vra vir water om te drink? Nou dink julle so 'n bietjie in, ons sien dit baie Bybels baie keer, maar die Samaritane was eintlik bietjie uitgewerk, en die Jode het nie met die Samaritane gemeng nie. En ek dink die vrou is amper so bietjie sarkasties, so van, jy weet, hoe praat die Jood nou met my en vra my om hom iets te doen? Jy weet, dis eintlik bietjie vreemd. Jy weet, dis amper soos om te sê, ons het nou, maar in ons Suid-Afrikaanse brein dalk sê, hier kom iemand van Oranje af en vra vir die EFF en sê, al van 'n bietjie water uit die put uit. Kan julle dit nou indink? Weet die gedagte daar, soos, moet ek nou vir jou water skep, tipe ding. En Jesus daal nie op haar vlak om in te gaan in rasisme of kulturele verskille, of enige van daai verskille wat die Satan altyd wil verhef oor die woord nie. Sien julle, hier's 'n groot sleutel vir ons in Suid-Afrika, sommer klaar. Moenie dat enige verskille tussen mense, groepe, dalk 'n ryk en 'n arm persoon, of wat ook al, kulturele verskille, jou laat daal tot by vlak om daar te begin in die vrees en redeneer nie.
Jesus het haar geantwoord, as jy van die gawe van God geweet het en wie dit is wat jou vra, gee vir my water om te drink, sou jy vir hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, meneer, u het nie eers 'n skepter nie en die put is diep. Waarvandaan kry u dan lewende water? U is tog nie belangriker as ons vader Jakob nie, hy wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het en ook sy seuns en sy vee. Jesus het haar geantwoord, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry, maar wie van die water drink wat ek hom gee, sal tot in ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat ek hom gee sal in hom 'n fontein van water word wat opborrel tot die ewige lewe. Nou, hierdie is die eerste gedeelte wat gaan oor 'n put van water. En Jesus gee vir ons die eerste sleutel van hoe water in ons lewens 'n rol speel. En hy sê, as ons by hom uitkom, as ons Jesus aanvaar en wedergebore word, gee hy in ons binneste 'n put van lewende water. In jou binneste is daar 'n put van lewende water wat opborrel tot in die ewige lewe. Okay? So dis die eerste sleutel. Ons gaan nou weer daar gesels. As ons oorgaan na Johannes 7 toe, dan praat Jesus weer 'n keer oor water. En as jy gaan lees vanaf vers 37 staan daar, en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. En daar is nou weer 'n sleutel. Baie van ons sê, ja Here, ek is dors, ek roep uit na U, gee vir my water, gee vir my water. En ons hoor nie wat hy sê nie, hy sê, as jy dors het, moet jy na hom toe kom. Hy sê nie, hy gaan na jou toe kom en vir jou 'n drup opsit van water nie. Dis wat ons baie keer wil hê, ons wil net daar bly, sit waar ons is, en ons wil nog hê, die Here moet vir ons maar 'n drup opsit, ons wil nie self drink nie. Kan jy net sien hoe ons eintlik as Christene baie keer maar bietjie lui is, ja? Hy sê, kom, jy moet kom. As jy dors het en jy moet drink, daar's 'n aksie aan jou kant betrokke. Hy sê, kom, die water is hier. Die Here probeer nie iets van jou weerhou nie. Maar jy moet kom en jy moet drink. Jy ken daai sê wat sê, jy kan 'n perd na die water toe vat, maar jy kan hom nie maak drink nie. En dis baie keer hoe ons as Christene is. Weet jy, kan iemand sleep tot by die kerk, maar jy kan nie maak dat hy drink nie. Ons kan nie mekaar force feed met water nie. Jy sê iemand laat verstik. So jy moet self besluit, jy wil drink. Jy kom en jy wil drink. Dan staan daar, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees, die Heilige Gees, van die wat die sou ontvang wat in hom glo. Want die Heilige Gees was nog nie daar nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. So hierdie is voor die kruisiging nie. So Jesus het klaar profeties gepraat van die uitstorting van die Heilige Gees. Hy het gesê, ons wat na hom toe kom en in hom glo, sal eerstens 'n put kry van lewende water in ons binneste, maar as ons die Heilige Gees ontvang, sy doping ontvang, gaan daar strome van lewende water uit ons binneste kan vloei. En die oomblik as jy dink, as daar strome van water uit jou uitvloei, is dit dan vir jou eie gebruik. Daai strome wat uit jou uitvloei, is verander. Né? So die eerste, as mens gaan dink aan 'n put, weet ons ken nou meer van 'n boorgat. In Parys is hier baie boorgate. Kyk, my man se spesialiteitswerk, hy's in die geohidrologie, hy ken van boorgate. En ek dink daar was net in verlede jaar hoeveel boorgate in Parys gesink? 400 boorgate in Parys gesink. Né? Nou primêr is daai boorgate vir eie gebruik. Weet, daar is van ons wat van ons water beskikbaar stel, maar ek kan nou nie sê, weet jy wat, ek het 'n boorgat, ek gaan die hele Parys die Mahani Skonkenwil gaan ek water voorgee nie. Daai konna, daai boorgat gaan dit nie maak nie. Maar as ons sê ons het 'n rivier, dis eintlik waar Parys se water moet kry. Ons het 'n rivier.
Die rivier is net baie vuil en hy stink, maar as die rivier kan lewende water vloei, is dit vir almal se gebruik. As ons hom kan skoon kry, is dit vir almal. En presies is daar 'n sleutel in die woord. Die Here gee vir ons by wedergeboorte 'n put van water in ons. En daai put van water, en ons gaan nou kyk na sleutels om uit jou put van water uit te kan onttrek, is vir jou eie gebruik en jou mense direk om jou. Maar hy wil ook hê daar moet water uit ons uitvloei, soos riviere, en dit moet uit hierdie kerk uitvloei vir die gebruik van almal in die omgewing. En dis waar die gawes van die Gees inkom. So daai put wat ons het is om jou eie vrugtebome ook nat te kry. Jy moet vrug dra in hierdie lewe. Dinge moet in jou eie lewe gebeur, wat die woord sê moet gebeur. Maar as die rivier vloei, dan kan die gemeenskap begin verandering sien. Ons kan 'n herlewing sien. Dan vloei daar water vir almal. Nou, terug by Johannes 4. As ons gaan lees in die ander vertalings, waar daar staan die water wat ek hom sal gee, sal in 'n fontein binne in hom verander. Hierdie borrelende, lewende water sal maak dat hy vir ewig sal lewe. Die Engels sê 'a gushing fountain of the Holy Spirit, flooding you with endless life. In Spreuke 20 staan daar, in die Afrikaans, die raad in die hart van 'n man mag diep waters wees. 'n Man van verstand sal dit tog uitskep. In die Engels, a plan, motive, wise counsel in the heart of a man is like water in a deep well, but a man of understanding draws it out. So hier gee die Here vir ons inspreuke daai wysheid. Hy sê, as jy wedergebore is daar in jou daai put, waar die Heilige Gees in jou woon. En as jy verstaan wat die woord vir jou sê, if you're a man of understanding, as jy verstand het, gaan jy weet hoe daai wysheid, daai planne wat die Here jou gee, uit daai put uit te onttrek. Nou, hier sit van ons, en ek is seker daarvan, ons almal kom in 'n situasie waar jy dink, ja, ek wonder wat ek moet doen. Ek sit in 'n situasie, ek moet kies tussen dinge. Daar's nie 'n klinkklare skrif in die woord wat vir jou sê, gaan en trek soontoe, of doen dit, of praat met daai persoon. Daar's nie 'n skrif wat direk sê, Stefan staan op en gaan praat met Piet vandag. Jy weet, daar's nie daai skrif in Stefan 2 vers 3 nie. Maar die woord sê, as ons wysheid het, as ons understanding het, as ons die woord bestudeer, gaan ons weet hoe om daai plan wat die Here vir ons gee, die woord wat die Here vir ons gee, wysheid wat die Here ons gee, uit ons binneste te kan onttrek. Nou, kyk 'n bietjie in Jesaja 12. Ek gaan vir julle nou verduidelik hoe ons daai, want die woord gaan vir ons wys. Die woord wys vir ons hoe ons dit moet doen. Jesaja 12 sê vers 1, jy sal daardie dag sê, Here, ek wil U prys, want U was kwaad vir my, maar U is nie meer kwaad nie, en U het weer goed laat gaan met my. U is die God wat my sal red. Ek glo dit, en ek sal nie bang wees nie. Die Here maak my sterk en bly. Hy is my redder. Julle sal bly wees en juig wanneer julle water skep uit die fontein van redding. Daai redding of verlossing word ook vertaal in Engels salvation. Nou salvation of sozo in die Grieks is die volle omvattende werk van wat Jesus gedoen het aan die kruis. Hy het nie net gesterf vir ons sondes nie, hy het ook gesterf vir ons siektes, hy het ook gesterf vir ons voorsiening, hy het ook gesterf vir ons beskerming. Hy het 'n volle werk van redding gedoen, salvation. En die woord sê, ons gaan bly wees, die vreugde gaan uit ons uitkom, as ons daai water kan skep uit die fontein, of die put, of die boorgat van redding. So die oomblik as ons in die woord begin indiep, en ek gaan dit nou vir julle wys, en ons kan daai woord skep uit die woord uit ons binneste, daai woord plant ons in ons hart, ons skep dit weer uit, kan ons begin vreugde kry. Nou vreugde, en julle sal onthou van die woord wat vele tyd gelede vir ons gegee het oor geloof en vreugde, hulle loop so hand aan hand. As jy kan jou geloof toets, as jy in geloof is, gaan jy vreugde hê.
Die twee loop saam. As jy depressief is, you're not in faith. Jy kan sê wat jy wil, daar's nie geloof nie, want die oomblik wat, en jy sê dit reg hierdie woord, as daar geloof was, het daar joy gekom. Kyk byvoorbeeld toe Abraham, toe hy die woord vasmaak dat Isak sal gebore word. Isak se naam beteken vreugde. Toe het hulle begin lag van vreugde. Jy weet, dit is daar kom vreugde saam met geloof, en dit is 'n toets vir jou geloof. En hier praat hy van, as ons begin skep uit die fontein van redding uit, sal daar vreugde wees. Want ons moet dit doen deur geloof. Romeine 15 sê dit duidelik. Hy sê, may the God of hope fill you all with joy and peace as you trust in him. Soos wat jy geloof het, soos wat jy hom glo, vul hy jou met vrede en vreugde. Daai twee loop hand aan hand met geloof. As you trust in him, so that you may overflow, dit is weer soos water, nee, with hope by the power of the Holy Spirit. So om daai skat van water in jou, en dit word omtrent 'n kommoditeit, nee, dit is 'n skat in ons, dit kan onttrek, het jy geloof nodig. En ons weet hoe werk geloof, maar ons gaan hy deeltjie net gou weer 'n bietjie saam lees. Romeine 10 sê, want Christus is die einde van die wet, tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Want Moses beskryf die geregtigheid wat uit die wet is. Die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Maar die geregtigheid wat uit geloof is, sê dit. Moenie in jou hart sê, wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring? Of wie sal in die afgrond neerdal, naamlik om Christus uit die dood op te bring? En ek wil weer by daai gedeelte stop, dis belangrik dat ons dit verstaan. Hierso sê die Here, ons pleit nie meer die salwing uit die hemel af nie. Dit het gebeur. Dit het in Handelinge gebeur. Het was geprofeteer deur Joël, en in Handelinge het die uitstorting van die Heilige Gees plaasgevind. En nou sê die woord, Jesus sê dit self, dat die strome sal uit ons binneste vloei. Nee? Ons hoef dit nie te pleit nie. Ons moet doen wat die woord sê om daai strome los te laat. So, dit geloof sê nie, ons pleit van bo af nie. En geloof sê ook nie, dit gaan net gebeur as Christus weer tussen ons wandel nie. En ons sien daar die twee groot kerk, kan jy sê groepe. Die een groep sal sê, ons pleit deel by die salwing, en die ander groep sal sê, nee, wonderwerke en gawes is verby, want Jesus wandel nie meer tussen ons nie. Sien julle dit? En nie een van die twee groepe is dan in geloof nie. Ek bedoel, dis wat die woord sê. Die woord sê, as jy in geloof is, gaan jy sê, soos jy, wat sê geloof? Nou moet ons oor spits, want ek wil in geloof wees. Die woord sê, die regverdige moet deur die geloof leef. En as ons nie in geloof leef nie, sê Hebreërs, behaag dit God nie. So as ek en jy God wil behaag, moet ons oor spits vir hierdie deel. Die geloof sê dit, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van geloof wat ons verkondig. Nou daai hart waarvan hy praat is dieselfde wat die woord wat Jesus gebruik van out of your belly, uit jou hart uit sal strome van lewende water vloei. Hy praat van ons geesmens, hier diep binnekant ons, nee? En hy sê, as jy in geloof is, gaan jy nie deur dit soek nie. Jy gaan dit nie afpleit nie. Jy gaan nie sê, nee, dis nou verby, want Jesus wandel nie meer tussen ons nie. Hy het die Heilige Gees vir ons gegee. En hy sê, die Heilige Gees is nou in jou. So jy moet gaan en die woord in jou mond insit, en dit in jou hart insit. En dit is hoe ons daai put begin stir, en begin water onttrek. Jou onttrekkingmeganisme, jou bucket, is jou woorde en jou geloof. So as ons in geloof is, gaan ons die woord in ons mond en in ons hart sit. Dit is die woord van geloof wat Paulus verkondig het. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Want daar is geen onderskeid nie. God is nie 'n aannemer van persoon nie. Hy het nie gesê, jy jou Samaritaanse vrou, ons onderskei, jy is nie 'n Jood nie. Hy
Hy's nie 'n aannemer van persoon nie. Hy, vir ons almal, elke wat hom aanroep, sal hy aanvaar. Dieselfde Here, tog is Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van Here aanroep, sal gered word. En dis waar hy sê, daai uitnodiging wat hy gee, kom en kom drink. So hy het nie gesê, die ou wat bly sit, ek wil hom nie hier hê nie, dis omdat daai ou nie kom nie. En dis juist daai belangrikheid van die bediening, om die woord uit te bring, soos vanoggend gehoor wat die Gideons doen. Ek dink dis 'n wonderlike organisasie om te ondersteun. Ek self is 'n partner in die Gideons. Mens kry jy kan 'n passiewe partner wees. Ek weet nie wat dit is, maar wat jy net 'n bydrae gee, want op die einde van die dag is dit die woord. Dis die woord wat mense tot inkeer bring en die Heilige Gees dit kan trek en kan sê, kom drink van die water, dat jy gered kan word. As mens lees in 1 Korintiërs 2, it is written, things which an eye didn't see and an ear didn't hear, which didn't enter into the heart of man, these God has prepared for those who love him. But to us, God revealed them through the Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Baie keer dan stop mense halfpad met daai vers en sê, maar ons kan nie weet wat daai wysheid is wat die Here vir ons wil gee, of daai iets is wat hy wil openbaar nie. Want kyk, daar staan, dit is nog nie, dit is nie aan ons gewys nie. Maar die tweede deel van die vers sê, but to us, ons wat deur die Gees lewe, wat daai water onttrek uit die put van die woord, nê? God revealed them through His Spirit, for the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. En as ons God vertrou om daai sluier af te haal, dan sal hy vir ons wysheid uit ons binneste uit openbaar. Spreuke 18 vers 4 sê, 'n gelowige se woorde is soos 'n borrelende fontein. Dit bemoedig mense, dit troos hulle, dit wys hulle die regte pad. En ons elkeen het al met so 'n persoon te doen gehad, wat omdat hulle eie punt gesond hou, hulle sorg dat die water onttrek word, dat die water vars bly, dat die water lekker ruik. Hulle al by 'n plek gekom waar die water staan, en daai water stink. Nou net so kan ons as Christene raak, want ons self vasval en ons laat goeders in ons put val. Weet, dat die sorge van die wêreld in daai put val. En jy het naderhand dat jy sulke water wat lê en staan, en dan begin goggos uitprobeer en allerlei lelike dinge. En eintlik stink jy, geestelik. Dis nie vir mense lekker om naby jou te kom, want jy het 'n negativiteit wat jy afgee. Daar kom woorde uit jou mond uit wat nie die woord is nie. Definitief nie van die Here af is nie. So jy onttrek ook met jou tong, jou bucket, maar jy onttrek woorde wat weet gaga is, water wat sleg is, wat niemand wil drink nie, wat hulle kolera of iets gaan kry. Nou, die woorde van 'n gelowige moet soos 'n borrelende fontein wees. Daar's beweging, daar's stirring, dis skoon water. Dit ruik lekker, jy wil dit drink, jy voel verfris. En daai persoon by jou kom en vir jou sê, wie wat hier het my woord vir jou gegee. En daai woord voel vir jou, dis soos 'n lafenis in die woestyn waar jy is. Het jy dit al beleef? Nou jy kan daai put wees vir iemand anders, wat jy bietjie van daai water is. Jy sê maar, ek het meer as genoeg water, ek kan nie alles gebruik nie, want jy kom gereeld in die woord, en jy is gereeld in die teenwoordigheid van die Here, en jy bid, en jy stir jou water. Dat jy vir iemand anders 'n glas kan aanbied, en sê, drink. Op die ouene wil jy jou eie water hê, né? Want jy kan nie heeldag vir jou bure gaan water skep nie. Dit gaan bietjie naderhand lastig raak, maar weet, jy wil daarom jou eie water hê, maar daar's 'n tyd vir alles. As die Here vir jou sê, gee vir daai ou bietjie water. Gee hom 'n woord van die Here af, laat dit uit jou uitborrel. Dat daar wysheid uit jou uitborrel. Sien jy weer daai wat Spreuke gesê het van die wyse man wat verstandig is, wat uit die put kan wysheid onttrek. So onttrek vir iemand anders op 'n tydjie 'n bietjie wysheid. Kry 'n woord van die Here af vir iemand. Jeremia 2 praat Jeremia streng met die volk van die Here. En hy sê, my volk het 2 slegte dinge gedoen. En die Here sê, ek is soos 'n fontein wat lewe gee vir mense wat water drink. Wat doen hulle? Dis nou die volk.
hulle het van my af weggegaan. Hulle het ook vir hulle bakke gaan uitkap om water op te vang. Die probleem is dat hierdie bakke gekraak is en nie water kan hou nie. En hier sien ek hoe ons maak as ons in tradisie begin verval, wanneer ons nie meer lewende water stuur nie. Ons begin ons eie vorms hier aan te neem. Ons is die kerk wat ons eie bakke bou en sê, oeg, dit gaan nou presies net so hardloop, maar daai bakke begin stilstaan. Dit is nie meer uit die bron van die lewende fontein wat dit kom nie. En daai bakke kry krake en dinge loop nie meer reg nie. En die Here sê eintlik, as jy kyk in die Engels, hy stel dit eintlik hard, kras. Hy sê, stand in shock, heavens, at what you see. Throw up your hands in disbelief. This can't be. God's decree, my people have committed a compound sin. They've walked out on me, the fountain of fresh, flowing waters, and then dug cisterns, cisterns that leak, cisterns that are no better than sieves. En ons as kerk moet onsself daai vraag vra, is ons bereid dat die Heilige Gees vloei soos wat hy wil vloei, of is ons so ongemaklik daarmee, dat ons ons eie vorme gaan maak het vir die water om net al stil te lê, dat het ons net nie moet stuur nie. Ons moet net nie begin bekommerd raak, gaan ons kan swem nie, as al te veel water kom nie. Ons wil net nie ongemaklik wees nie. Maar eintlik sê die Here, dis 'n sonde teen die Here, as ons nie meer sy lewende water, die fontein wat ons uit hom uitput, die onuitputbare bron nie. Ek lees 'n boek oor die geskiedenis van herlewings in Suid-Afrika. En ek was baie verbaas, ek is nog nie klaar met die boeke nie, en ek weet is een boeke te lees. Ek het nooit besef dat van die grootste herlewings in Suid-Afrika het in die NG Kerk Andrew Murray hulle gebeur. Nee? Andrew Murray, daar was 'n Hofmeyr predikant wat in Calvinia was. En daar was van der Lingen predikant. En hulle was so klompie gewees, hulle 'n bietjie gaan oplees. En wat baie interessant is dat hulle geweldig ongemaklik gevoel het, toe die herlewings gekom het. Hulle het die Here gesmeek vir herlewing. Kyk, hulle het gewerk met hierdie boere-stoere nasie, weet wat begin vorm het soos ons die boere ken. En van die boere het gesê, ons gaan nie evangelie bring aan ons slawe nie, want dan moet ons hulle vrylaat. Kan julle dit glo? En hulle het ingekom van Europa af en het gesê, Here, ons smeek U vir 'n herlewing. En Andrew Murray, mense wat naby hom beweeg het, sê hulle het hom gehoor bid baie keer in sy studeerkamer dat hy op sy knieë die Here smeek vir 'n herlewing in die land. En toe dit kom, toe was hy baie ongemaklik met hoe dit gekom het, want die Heilige Gees het so beweeg in sy in die midde van die kerk, dat die mense spontaan net begin bid het, en die vrug van die gawes van die Gees het begin vloei, wat vir hulle ongemaklik gemaak het. Hulle is gewoond aan baie orde. En ja, die Here is die Here van orde. As ons kyk, die skepping, alles is in orde. Maar as 'n tyd, wanneer as jy swem in die rivier, waar jy nie regtig kan 'n spesifieke orde hou nie. As jy dink 'n klomp kinders wat swem, gaan jy sê, julle gaan in orde swem. Jy weet, kom ons gaan lekker swem, maar in orde. Jy weet, dit kan nie heeltemal gebeur nie. So, wanneer die Here begin inbeweeg met 'n vloei van 'n rivier, gaan dit mens ongemaklik maak met tye. Maar ja, dit is iets wat ek glo die Here wil sy kerk weer begin stuur, om hom te vertrou vir 'n rivier wat deurvloei in die land. Dat ons die Here vertrou vir 'n herlewing. Dat ons die Here vertrou vir 'n vars vloei van daai rivers of living waters out of our bellies. En ons moet bereid wees om in die beste tree te begin bid, en die Here te vertrou vir daai rivier om te vloei. Dat mense sal kom spontaan, want in daai tyd, ek lees, gister stukkie so in 'n boek wat hulle sê, waar mense bijvoorbeeld as hulle by die kerk kom, waar hulle aan die handvatsel van daai gebou geraak het, hulle begin repent. Hulle het begin hulle sondes bely. Weet, en dit is die kenmerk van 'n herlewing, is dat mense so, as hulle kom, spontaan hulle sondes bely en die Here aanroep. Dis die eerste ding wat gebeur eintlik, is hulle bely, hulle neem Jesus aan, dat hulle ook daai put
van water in hulle binneste kan kry, dat weer gebore kan word in gees en water. So, die man wat wel kies om by die Here te bly, om by sy fontein te bly, sê Psalm 1 en Jeremia 17, but blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in him. They will be like a tree planted by the water, that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought, and never fails to bear fruit. So, 'n kenmerk van 'n Christen wat weet om uit 'n put water te onttrek, is hulle gaan vrug dra. Die vrug van die Gees gaan daar wees. Jy gaan 'n boom aan sy vrugte ken. So primêr fokus ons op daai put, dat ons eie hart reg hou, ons water aan die vloei hou, dat ons vrug kan dra. En dan gaan daai persoonlikheidstipe nie meer tel nie. Weet ons Suid-Afrikaners lief is om te sê, hoorie nee, ek is 'n tooi en die tooi is 'n geweldige humeur. So dit is maar net hoe dit is. Daar is nonsens. Jy's ingebore as 'n kind van Abraham. En jy dra die vrug van die Gees nou. So jy het nie meer daai meer nie. Dis nie jou erfdeel nie. Dis nonsens om te sê dis nou wie jy is. Dis met my persoonlikheid. Ek gaan nie daai ding doen nie. Weet, my persoonlikheid is nou, ek dra die vrug van die Gees. Ek cultivate my hart dat daar 'n goeie vrug kan voortbring. En ek haal daai dorings en daai dussels uit. En ek plant die woord deur my tong. En ek onttrek die water deur my tong. So ons moet aan die praat wees en ons moet die woord spreek. Die woord sê die woord is in jou mond en in jou hart. As 'n dag verbygaan wat jy nie hardop woord uit jou mond laat kom nie, sê vir jouself jy het nie in jou tuin gewerk nie. Jy het nie water gegooi nie en jy het nie nuwe saad geplant nie. Jy moet praat. Here wil hê ons moet praat. Ons moet praat. Ons moet die woord sê. Ons moet nie skaam wees nie. Die duiwel soek ook jou tong. Hy wil ook dinge geskep hier buite. So jy moet kies wie jou tong. Weet jou tong, want ons is skepende wesens. Ons is in God se beeld gemaak. God het gesê laat daar lig wees. En die engele sit en wag. Psalm 103 sê, hulle sit en wag dat ons stem gee aan God se woord. So gaan jy stem gee aan God se woord of gaan jy stem gee aan dit wat die vyand wil hê moet sê? Gaan jy die rede wees hoekom die vyand kan inbeweeg en iets doen in 'n plek? Gaan jy kla oor Parys die hele tyd? Gaan jy sê, hier's nie water nie, hier's nie dit nie, hier's nie dat nie. Gaan jy stem gee aan die woord van die vyand? Of gaan jy stem gee aan dit wat die woord van die Here sê? Dat waar ons beweeg, sal daar water wees. Ons roep water in hierdie dorp. Ons roep water, geestelike water en fisiese water. Ons roep skoon water, want miskien is die water wat ons hier sien 'n toonbeeld van wat in die gees in hierdie dorp aan die gang is. Miskien het ons kerk die krane so toegedraai dat ons die geestelike water so toedraai dat ons nie meer fisiese water het nie, dat ons water stink in hierdie dorp. Gaan ons geestelike bron oopdraai, gaan ons geesmens oopdraai en die woord van die Here spreek dat die weer geeswater in hierdie dorp kan wees, dat die woord kan vloei, dat ons die fisiese kan sien, hier's water. En ek ervaar regtig in my gees die Here sê, soos die kerk die woord gaan begin spreek, and the river of life will flow through this town, we will see clean water in our taps. Kerk, ons moet wakker skrik. Ons moet wakker skrik in ons geestelike rol in hierdie kerk, in hierdie dorp. Want hierdie dorp is dalk net 'n spieelbeeld van wat in ons kerk aan die gang is. Ons moet die Here weer begin soek. Die woord sê in Korintiërs, ons het gedrink aan die rots wat Christus is. Die rots wat Christus is. Die woord wat Christus is. Drink ons elke dag. Is julle put vol of is jou put leeg? Weet, ek het my man het 'n manier om te sê, ek het nodig om bietjie een kant te kom met my tank is leeg. Ek weet nie of julle so praat nie, maar ek is 'n tipiese introvert eintlik. So ek moet een kant kom om my tankie vol te kry. Weet, en ons het ook 'n sê om te sê, as die een die ander ene wil emosioneel dreineer, dan sê hy, moenie my strooitjie nie. Julle dit al, ek weet nie of julle dit vir mekaar sê, maar ek en Johan sal vir mekaar sê. Sê moenie my strooitjie nie. Daai wat jy nou soek moet jy by die Here gaan haal. Dit so, dis nie vir my nie. Moenie my put leegsuig met dit nie.
En die woord sê, we must draw from our well. Dit is soos 'n strooitjie wat suig, maar ons moet uit God uitkry, uit die lewende bron uitkry, nie uit mekaar uitprobeer, mekaar leeg suig nie. Weet, en as jy gaan kyk in jou situasie, as jy voel, my tank, my put, my fontein is leeg, hy borrel nie, kom jou kant, gaan vas, gaan vat tyd met die woord, kry jou put vol, dat jy kan water hê, dat jy kan uitgee. Die Here sê weer, daai wat hy aangehaal het in Johannes 7, was eintlik Jesaja 55, wat hy sê, kom drink, maar jy moet kom. Jesaja 55 sê, o almal wat dors het, kom na die waters. Wie geen geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom koop sonder geld, sonder prys, wyn en melk. En dan gaan hy aan, en wat vir my baie interessant van hierdie hele skrif is, dit herhaal eintlik die hele gedagte van wat ons vandag oor praat, is hy sê dan vers 3, neig jou oor na my toe, luister. En dis weer eens, hoekom geloof kom deur die gehoor van die woord van God, luister. En dan gaan hy aan, dan sê hy, soek die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy naby is. Vers 7 sê, laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaadoener sy gedagtes. En so gaan hy aan en dan vergelyk hy en hy sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie en julle wee is nie my wee nie. Nou dit haal die mense ook baie graag aan, soos daai gedeelte in Korintiërs, hy sê, ons verstaan nie alles nie. Die Here se gedagtes is daar, ons ons verstaan niks nie. Maar dan lees hy verder wat hy staan nie. Lees wat sê hy verder, hy sê, want soos die hemel hoor is as die aarde soos my wee hoor as julle wee, en my gedagtes is julle gedagtes. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal, en nie terugkeer nie, maar die aarde deur vochtig maak, dat dit voortbring en uitsprei en saad gee en die saaier brood aan die eter, so sal my woord wees wat uit my mond gaan. So die Here spreek sy gedagtes, ja, wat hoor is ons sinne, hy spreek dit, en soos reën val dit op ons neer, in jou hart. En hy sê, dit sal nie leeg terugkeer nie, dit sal doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles, waarna toe ek dit stuur. So hy sê, jy mag nooit die Here se wil verstaan in sy weë nie, inteendeel, hy sê, hy spreek dit, is sy woord. Gaan kyk in sy woord, wat is sy gedagtes. En 'n man wat verstandig is, sal dit uittrek, en sal dit verstaan. 'n man wat verstandig is, gaan die woord soek, en hy sê, dit gaan nie leeg terugkeer, as dit uit die Here se mond uitgaan nie. Wie gee nou spraak aan die Here se woord? Dis ons, jy moet dit praat, dat die woord kan uitgaan, dat dit saad kan saai in jou hart, soos wat die saaier saai die woord. Dit moet uitgaan en dit moet vrug dra, 'n groot oes. En dan, kyk weer daai sleutel, hoekom alles by mekaar uit, as ons in geloof is, en onthou soos die woord spreek in geloof, dan is ons besig met wat geloof is, want met vreugde sal julle uittrek en met vrede sal julle gelei word. Daai power twins wat saam met geloof gaan, jy weet jy is in geloof, jy sal vreugde hê en jy sal vrede hê. As jy ook 'n moeilike besluit moet neem, die woord sê, you will go out with joy and be led forth with peace. Kry eers die woord van die Here, hoor wat daai gedagtes van die Here, dat dit neerdal in jou hart, dat dit vrug dra, en as jy dan vreugde ervaar, en jy het vrede in daai situasie, yes, you shall go out. Moenie beweeg as jy nie vrede en vreugde het nie, want dan is jy nie in geloof nie. En dan staan daar, the mountains and the hills will burst forth in songs, en alles sal die Here loof en prys. Dis die gevolg van die woord wat gespreek word, wat neerdal, wat vrug dra, geloof kom in sy volle swang, ons het vrede, ons het vreugde, ons loof en prys die Here. Sien julle daai hele siklus, en dit hang ook af van, gooi hom nat. Psalm 36 sê, all may drink of the anointing from the abundance of your house. All may drink their fill from the rivers of Eden. The fountain of life flows from you to satisfy me. In your light of holiness, we receive the light of revelation. Lord, keep pouring out your unfailing love on those who are near you. Release more of your blessings to those who are loyal to you. Nou, ek wil net een gedagte nog by julle los.
twee gedagtes. Die een is Johannes 2, Jesus se eerste wonderwerk. Verander hy water in wyn. En ek het al baie myself gedink, hoekom op aarde is dit sy eerste wonderwerk? Hoekom sal hy water in wyn verander? En die Here wys vir my, gister toe ek so lees oor alles van water, wys hy vir my 'n sleutel hier. En vers 7, ek gaan dit julle lees en dan gaan ek julle sê, Jesus said to the servants, fill the jars with water. So they filled them to the brim. Then he told them, now draw some out and take it to the master of the banquet. So hy gee daai selfe sleutel vir hulle. Hy wys eintlik 'n beeld. Jesus het baie in gelykenisse en beelde gewerk, né? Want hy sê maak vol dit met water. Kry daai kanne vol. So maak jou binneste vol met die woord, kry water. En hy sê onttrek dit, soos wat die woord sê met jou tong, begin onttrekkings maak. En die oomblik toe hy draw them out, soos dit wyn. Nou as jy gaan kyk wat Efesiërs 5 sê, daar word 'n sterk verband gehou tussen die Heilige Gees en drank. Nou, daar staan, moet jy nie aan drank buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. Onthou water, se toonbeeld ook van die Heilige Gees. Laat die Heilige Gees jou vul, daai water. En wanneer jy jou onttrekking maak, deur te begin jou mond in aksie te kry, sing onder mekaar met psalms, lofgesange, geestelike liedere. Hy is hier besig om te praat van die gawes van die Gees. Dan sê hy, gaan dit lyk of jy dan dronk is? Nee, hoekom sal hy van drankie praat, as hy nie bedoel, dit lyk of iemand dronk is nie. Weet jy, gedink met die uitstorting van die Heilige Gees, het hulle gesê, is hierdie ouens dronk, wat gaan die aan? Want hulle het 'n bietjie vreemd opgetree. Maar die oomblik as ons gevul word met die water van die Heilige Gees, ons maak 'n onttrekking en ons begin die Here loof en prys in gees en in waarheid, en ons spreek in tale en ons begin woord kry van die Here af, dan gaan dit lyk of ons dronk is. Daar's wyn. Daai water word wyn. En daar's 'n rede hoekom mense so verslaaf raak aan wyn en drugs en allerlei goed, want die Here het inherent in elke mens 'n begeerte gesit na die krag van die Heilige Gees. Hy het inherent in ons gesit dat ons nie moet dronk word met wyn nie. Ons moet dronk word met die Heilige Gees. En dis hoekom soveel mense stry met verslawings. Is hulle kry nie daai water onttrek word, hulle begin die Here in gees en waarheid aanbid, en dat die Heilige Gees hulle kan vat in daai rivier en hulle kan dronk word in die Gees nie. Ons boere is bietjie versigtig, ek sal dit privaat doen. Kon nie hierdie ding op my eie doen nie. Ek onthou een keer my pa, toe hy nog geleef het, hy het groot geword dopper, en daar's baie dopperpredikante in sy familie gewees, professors, nevermind, hulle was quite dopper gewees, en toe was hy in 'n hervormde kerk gewees. En ek sien op geen kerk meer die Here red mense in elke gemeente. Maar hy was die laaste ou wat jy nou sou sê, gaan lag in die gees, of dalk sal lyk of hy dronk word van die Gees, want hy was baie netjies op die doen ding soos dit moet gedoen wees. En ek onthou, een keer is ons in 'n diens, en die persoon wat die woord bring, begin te bedien, begin profetiese woorde gee. En daar is mense wat net in vreugde uitbreek, soos wat die Here Dawid, hy sê, hulle het geskep aan die fontein van redding, en hulle het losgebars in vreugde. En my pa het net so een kant afgestaan, en die mense net so help vang, wat dalk omval, maar ek dink, nee, is nie vir hom hierdie nie. En die volgende oomblik, toe hy so iemand so vang, toe val hy saam. En kyk, niemand sal aansit, soos my pa sal nie aansit nie, hy is die laaste persoon wat sal aansit. Maar hy het gebulder soos hy lag, en hy het gelag, mense dink, hy was dronk. En dit is daai begeerte wat in ons elkeen is, laat ons wil dronk word, dat hy water in wyn verander ook. Wanneer ons 'n bruilofsfees het saam met ons koning, dat hy die water in wyn verander. En ons moet die Heilige Gees toelaat. Ek weet, ons almal is baie keer, nee, ek is 'n introvert, dit is nie vir my nie, maar laat hom net toe. Ek het in die week verlede week, toets ek iemand wat vir my sê hulle was verslaaf aan heroïne gewees. En ek dink daaroor why, en hierdie het my net laat besef, ons elkeen het 'n begeerte om verslaaf te wees aan die werking van die Heilige Gees. Dis daai inherente begeerte wat jy op 'n ander manier probeer toestop, maar net Christus kan dit doen.
Nou, daar's baie wat ek nog sou wou sê, maar ek weet, dit gaan lank aan. Ek wil julle net aanmoedig om bietjie te gaan lees uit Esegiel. Ek het 2 gedeeltes, Esegiel 37, Esegiel 47, maklik om te onthou. Dit het my gestuur, weet waar Esegiel praat met die dooie bene, met daai beendere, en hulle word lewendig. Dit is 37. En waar Esegiel praat in 47 van hy het 'n visioen gekry waar die tempel van die Here daar water begin uitvloei. En hy begin stap en toe is dit enkel diep en toe word dit knie diep en toe word dit nog dieper. En die Heilige Gees het net vir my gesê ons as kerk moet begin bid vir daai diep waters, dat ons weer begin swem. Dat ons daai wel stuur en dat ons die Heilige Gees toelaat. Dat ons eie inhibisies weggooi en sê, Here, U woord verhef bo my eie naam. Nie net bo U naam, ek vloog het bo my eie naam, my eie ek sit in een kant, en ek wil vloei in dit wat U vir ons het. Dat ons kan dit doen wat U vir ons het. Openbaring, en ek sluit af, sê, Then the angel showed me the river of water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb, down the middle of the great street of the city. On each side of the river stood the tree of life, bearing 12 crops of fruit, yielding its fruit in every month. En met daardie gedagte wil ek hê ons moet staan en ons moet saam bid. Kom ons staan. En ons bid saam, Heilige Gees. Ons wil ons harte oopstel, ons wil ons hande ophef. Ons wil vir U sê, Heilige Gees, doen met U wat U wil hê. Dat daai lewende water uit ons binneste uitvloei, soos toe ons U net ontmoet het. Laat dit borrel uit ons uit. Dat ander mense sal kan kom en kom drink. Dat mense sal kan kom, sonder geld, net kan kom, want U lewende water, het U die prys voorbetaal. Jesus aan die kruis het U gesterf, dat elkeen wat kom, luister, elkeen wat kom, kan drink. En vanoggend wil ek jou uitnooi, daar waar jy is, kom en kom drink van die lewende water. Kom koop sonder geld. Kom drink van die lewende water. Heilige Gees, ek bid vir ons dorp. Ek bid dat die kerk in die dorp sal wakker skrik. Dat ons die geestelike water sal oopdraai. Dat daar weer water ook fisies in ons krane sal wees. Ek bid dat die herlewing in hierdie land uit hierdie dorp uit sal begin. Here, maak ons ambassadeurs van U hemelse koninkryk. Die woord sê, die koninkryk het gekom in Christus Jesus. Laat dit ook deur ons lewens kom, dat ons die woord sal spreek en dat dinge om ons sal verander. Dat dit sal wees soos in Jesaja se tyd, that we shall go out with joy and be led forth with peace. The mountains and the hills will break forth. Dat waar ons beweeg, dat die omgewing sal verander. Omdat U in ons is. U lewende water is in ons. Kom, Heilige Gees. Waar jy is, maak dit jou gebed. Bid dit elke dag. Vra jouself aan die einde van die dag, het ek water uit my put uitgetrek, of is ek geestelik besig om te dehydreer? Vra jouself dit. Doen moeite. Daai apps wat jy kry op jou foon, om te herinner om water te drink, doen eerder 'n app wat jou herinner om die woord te spreek. Dat jy gehydreer kan wees met die woord van die lewende God. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.